Goeiemôre, liewe vriende. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend sommer net so 'n bietjie na te dink oor 2025 en wat dalk vir ons voorlê in 2026. Hierdie tyd van die jaar is 'n tyd van droom. Droom oor 'n nuwe jaar en die mooi en die goeie wat dit dalk vir ons kan inhou. Maar dit is ook 'n tyd van refleksie op die jaar wat verby is. 'n Refleksie op die vreugdes wat ons ervaar het, die uitdagings wat ons beleef het, wat dikwels soos 'n hoë berg voor ons opgespring het, en ons opgekyk het na die berg en uitgeroep het, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons reflekteer ook op die verliese wat ons ervaar het deur die jaar. Dood van 'n geliefde, 'n vriend. Ons reflekteer op ons hartseer, wat hier binne in ons so kan knaag. Ons reflekteer op ons verlange wat so in ons koppe kom nes maak. Ons reflekteer oor al die geleenthede wat by ons verbygegaan het, en moontlik ook selfs die dinge waarin ons misluk het. C.J. Langenhoven het so 'n mooi ding gesê wat vir my help om te verstaan waaroor hierdie tyd van die jaar gaan. Hy het geskryf, die waarde van die koelte is die warm van die son rondom die koelte. Mooi gehoor. Die waarde van die koelte is die warm van die son rondom die koelte. Hierdie sêding van Langenhoven help my om te verstaan waaroor hierdie tyd gaan. Help my om in 'n sekere sin te droom oor 2026 en te reflekteer op 2025. En om perspektief te kry op dit wat verby is en dit wat weer gaan kom. So aan die einde van 'n jaar het almal in 'n sekere sin 'n plek van koelte nodig. 'n Oomblik in die koelte waar ons tot verhaal kan kom. 'n Koelte plek waar ons restaurasie kan ervaar. 'n Plek van beskutting as ware teen die ervarings van 'n geleefde lewe. Die warm son en Langenhoven se sêding is vir my die metafoor van hierdie geleefde ervarings met al sy vreugdes en verliese en teleurstellings. Vir my is Kersfees so 'n oomblik van koelte. 'n Oomblik om in die koelte van die kersboom, in die koelte van die kruis, weer te gaan sit en droom. Droom oor môre, reflekteer op gister. In die koelte van Kersfees ontdek ons weer God se omgee liefde. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo die lewe in oorvloed kan hê. Ons ontdek Christus is daar die plek van koelte.
en dat Christus ons hoop is, wat deel in ons geleefde ervarings van elke dag. Dis tog Kersfees se boodskap, is dit nie? God wat mens word, iemand word nes ek en jy, en leef en ervaar dieselfde vreugdes en verliese en hartseer en teleurstellings wat ons dikwels ook ervaar. Jesus ken dit. Jesus ken vir my en jou. Christus bring nuwe perspektief op hierdie geleefde ervarings van vreugde en vrede en hoop en hartseer en verlies en teleurstelling. Want hy ken en het self ook ons geleefde ervarings. Die warm son om ons beleef. Die waarde, vriende, van die koelte van Kersfees, die koelte van die kersboom, die koelte van die kruisboom, is Christus. Is juis die warm van die son rondom ons geleefde ervarings. Die koelte kry betekenis, kry waarde, eers as ons die lewe geleef het, met sy warm son, wat ons soms brand, met pyn en seer, en ander kere, die donker afweer, met sy helder lig. Mag Kersfees so 'n oomblik van koelte wees hierdie jaar. 'n Oomblik van droom oor 'n beter 2026. Droom oor die herstel van verhoudings, gesonde verhoudings. Droom oor vergifnis en heel word. En reflekteer om bitterheid te laat gaan. Reflekteer op die seer en die pyn, sodat ons kan aanbeweeg deur ons geleefde ervarings. Kom ons droom oor Christus se hoop, sy vreugde, sy vrede, sy liefde met 2026. Mag dit die geleefde ervarings word van ons lewe volgende jaar. Vriende, ek wens julle 'n geseënde Kersfees toe. Elke een van julle. Mag julle in hierdie Kersfees koelte vind. Beskutting teen die warm son rondom ons. Ek wens dit vir julle toe. In die naam van Christus. Van Leon, Karika, Ouma Rina, Rion en Anri. Mooi bly. Totsiens.